Goeiedag, jy is ingeskakel hier op Mense en Hul Stories, saam met my Natasha Fick. Dis altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en ek vertrou dat jy geniet nog al hierdie stories en al hierdie getuienisse wat uitgaan op hierdie program Mense en Hul Stories. Nou ja, elke week het ons 'n splinter nuwe gas wat hulle stories saam met ons kom deel. Nou onthou, dit is stories van hoop en dit is stories van bemoediging. Dit is stories om vir jou te sê dat die Here het die laaste sê oor jou lewe, dat die vyand het nie 'n houvas op jou lewe nie, dat wat die Here vir jou bepaal het, dit sal gebeur en dit sal geskied in Jesus naam. Nou vandag het ek vir Eric Adams saam met my in die ateljee en hy gaan sy storie saam met ons kom deel. So goeiedag Eric, hoe gaan dit saam met jou en goed om jou hier te kan hê vandag. Goeiedag Natasha. Dit gaan baie goed met my. Baie dankie vir die platform wat daar geskep word om mense te vertel dat ons dien 'n God van tweede en derde kans. Amen, amen. En 'n God van wonders. God van wonders. En 'n God wat nog nie opgegee het op ons nie. Jy weet, daar's so 'n koordigter, die lied sê so mooi, die mense verander, maar Jesus nooit. Die mense gee op mense, maar God gee nie op mense nie. So Eric, ek sê altyd nê, ons elkeen het 'n storie. Niemand kan sê hulle het nie 'n storie nie. En wat vir my so uitstaan is waar Paulus sê, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Ek is nie skaam oor wat die Here vir my kom doen het in my lewe nie, want dit is tot krag vir redding vir een wat jou storie moet hoor. En dan sê ek altyd, ek sê op 'n grafsteen, jy sien die begindatum en jy sien die einde datum, maar niemand wat na daai graf kyk, weet wat hier tussenin gebeur nie. En wat hier gebeur, is daai tussenin wat ons saam met jou deel. Eric, vertel ons eerstens, wie is Eric Adams? En dan kan jy ook maar vir ons vertel wat die Here in jou lewe inkom doen het. Ek is Eric Adams van Gerabou. Ek is 50 jaar oud en ek het 22 keer in die gevangenis verjaar. So ja, my pad het 'n verkeerde afdraai gevat. En ja, ek het gedink as verby met my. Maar die Here het deurgekom vir my. Amen. As ek kan uitbrei, ek het op 'n ouderdom van 9 jaar oud het ek begin eksperimenteer met dagga. En dit het erger geraak. Op die ouderdom van 12 jaar oud bots ek vir die eerste keer in die gereg waar ek lyfstraf toegedien word. Nou vir die mense wat weet, in die apartheidsjare, lyfstraf was iets anders. Dit was 'n groot afskrikmiddel om weg te bly van misdaad af. Maar dit het nie vir my weggehou nie. So ja, ek is hoërskool toe. Nou wat vir my so fantasties van my lewe is, die Here het vir my geseën met 'n goeie brein. Van vanaf A tot matriek weet ek hoe lyk 'n dryfrapport. Nie June nie, September nie. En ja, so het ek my skoolloopbaan het ek voltooi by Groenberg Sekondêr, maar in die jaar 1987 het ek 'n gijzelaarsdrama gehad op die skool waar se 4 wapen aan die hoofgijzelaar gehou het en daar ook het strawe uitgekom. En ja, en later aan toe nou in die lewe jou doen en jou late maak dat mense vir jou etikettiseer. So ja, ek raak betrokke in bendes, ek raak 'n American, maar in die jaar 1988, 89 kom wat ek my tot die struggle en ek join die ANC en ek raak die koördineerder van COSAS en ek het met al my mag en krag het ek die struggle gejoin. So daar was no turn back vir my. En ek sê altyd vir mense, I'm a product of a system that have failed me. Van as ek dink ek het gefouteer, ek het misdaad gepleeg, periodiek, maar toe my deure oopgaan om iemand in die lewe te bekom, toe ek moes tersiêre inrigting toe gaan, toe sit die regering my in die tronk. So hulle het vir my grasie of 'n tweede kans gegee nie. En ja, dit was vir my moeilik, want ek meen, hier slaag ek met onderskeidings, ek kon enigiets in die lewe bekom, maar hier vat die lewe ander draai met my. Maar as ek terugkyk op die 12 jaar op skool en op die keuses wat ek gemaak het, is dit belangrik dat jong mense moet besef, hulle is nie followers nie, hulle is leader. Van once jy 'n follower is, gaan jy doen wat jou vriend, jou maatjie doen, en jy gaan op die einde van die dag die nagevolge daarvan moet dra. En ja, en
en soos ek in die bende, die Americanskap, die bende bedrywighede betrokke was, het ek uitgestaan as iemand wat ek ken nie vrees nie. Ek ken nie vrees nie. As ek dink aan my skool daar, as ek met 'n periode syns van die boonste verdieping af, dan vat ek die trappie. Ek spring af om onder te kom. So, as 'n mens die duiwel, wat mense moet besef is, die duiwel, as jy die duiwel dien, dan gee die duiwel vir jou daai matso. Hy gee jou daai ekstra krag. Die duiwel gee vir jou powers wat 'n gewone mens het nie. En dit is om mense vreesloos. Yes, dit is om mense nader te trek na sy doen en late. En as ek dink ek was 'n power tool van die duiwel. En daar was 'n stadium 1990 wat ek gekapture was in Satanism. En daar was geprofeteer, soos hulle profeteer ook mos. En hulle sê toe, maar this is a lawless land, full of grass and graveyards, where dusty and dirty demons will sow the blood of this nation. Sure. En op die spesifieke tyd, onbewustelik, is ons 'n groep vriende, en al ons name is in die profesie. Ek is graveyard. En as ek terugkyk, dan is baie van my vriende, het my ontval, hulle sê my met my vandag nie. En dit was vir my moeilik, en mense in my gemeenskap het my die naam gegee, duiwel, Lucifer, so alles van die duister was aan my gekoppel. En ja, daar kom 'n stadium in my lewe wat ek geblindfold is, wat ek training gekry het om resistance in die arm struggle te gee. So ja, en ek kry hand-to-hand combat. En dit kom so dat ek 'n marshal raak by groot protesoptogte, dan draai ek die rooi band. So, op 'n jong ouderdom het ek geleer om mense te lei en maar So vertel gou 'n bietjie wat is die rooi band? Want ek weet nou nie daarvan, ek weet nie van jou nie. Maar vertel gou so 'n bietjie wat is die rooi band? Die rooi band is op jou regterarm. En dit is, sê ons loop met 'n crowd, ons het 'n optog van 'n crowd van 15-20.000 studente, werkers, unionist members. Dan is die man met die rooi band is in beheer om die crowd te kontrol. Om dissipline te handhaaf, laat alles goed afloop. En ja, en dit kom so dat ek kom op die wanted list van die polisie en ek moes ondergrond gaan. En ek bevind myself in Kleinmond. En joh, my moeder lewe nog vandag en sy kon nooit, sy moet na saans gaan slaap, moet die weet jy, ek hoop julle vang my kind nie. Van destyds, as die polisie jou vang, as jy gedetain word, as die kans is skraal, as jy weer die lewe gaan sien daarna. So ja, ek het op 'n ouderdom van 15, 16, daar's nie 'n fence te hoog vir my nie. Ek gaan oor enige heining, oor enige fence. Aankomende polisie, ek gee nie meer rug, ek haal op oor die polisie. En dit het my so vreesloos gemaak, dat min te weet, ek word voorberei vir iets wat nog gaat gebeur op my pad. En jy weet, Natasha, in die jaar 1991 matrikuleer ek en ek sien kans vir die lewe. Van iets gebeur, maar ek is al reeds vastgevang in Mendrix. Ek rook Mendrix van 12 jaar oud af. En ek praat van, ek het Mendrix gerook. Mendrix was my drug of choice. Ja. En die jaar 1992 kreeg ek 'n direkte gevangenisstraf. Toe ek die direkte gevangenisstraf kry, toe ek 17, ek raak 18. Jy het mos so net matrikuleer. Yes. En ek gaan nou tronk toe. Maar daai tyd, as hulle jou vang, dan lees jy eers 3-4 dae in die selle voor jy tronk toe gaan. Ja. En iets gebeur in daai 3-4 dae. Daarom sê ek is 'n produk van 'n stelsel wat my gefaal het. En omdat die polisie my nooit kon detain het, in hy tyd van die struggle, van die onluste nie, het hulle my nou. En jy weet wat, ek kom agter, na alles gebeur het, maak ek 'n opsomming, ek gaan nou uitbrei wat het gebeur, dat dit was beplan. Jy weet wat, as 'n jong man van 18, 17, gaan jy mos in 'n jeugseksie, jy gaan mos sien, Met die groot manne. Met die groot manne. Ja. En ek sal nooit vergeet, die Vrydag gaan ek gevangenis toe. En
In die ontvangs van die gevangenis, Caledon gevangenis, kry ek al reeds 'n stryd met die blanke offisier en ek raak aangemeen met hom, want ek is mos daarmee nou. Niemand gaan oor my loop nie. En ja, en jy weet wat, joh, hulle sit vir my in 'n voorbereide sel. Sure. Almal weet mos van voorkonis, die tronk is 'n vierkant. Nou, wat min weet, is wat die selle in die hoek het nie vensters waar die bewaarder kan kyk wat gaan in die sel aan nie. En hulle het vir my in die hoekkamer gegooi. En daai kamer vind ek agterna uit in die gevangenis was spesiaal voorberei vir my. Sure. En ek gaan in hy kamer en hulle kom vra vir my. En die twee persone wat na my toe kom, die een is sy gesig is toe met die tatoeëermerke. Seker met die doel, dis 'n afskrikking. Maar hulle is nie bewus, die persoon wat hier staan, die is 'n normale mens. Ja. Die mens kom deur 'n ander molding. En hulle vra vir my die vraag wat hulle mos maar gewoonlik vra in die gevangenis. En ek antwoord reg, want ek het ook mos 'n bietjie gemeet met mense wat hulle gesê het, kyk, as jy daar beland, sy moet so en so maak. Maar hulle vra vir my 'n tricky question. Hulle sê ja, dis 'n Frans, maar sy kry 3 soort Frans. Sy kry 'n sterk Frans, sy kry 'n vuil Frans, sy kry 'n skoon Frans. En ek dink toe by myself, ek is mos daar met trick, man, ek is mos nie dom nie. Ja. Skoon. Dan gaan hulle my gebruik. Ja. Vuil is ek nie. Ja. Van ek kom uit die struggle het. Ek Ja. is in die struggle. 'n Pimpie het nog nooit gewerk. Dit service op my mind. Ja. En ek antwoord, ek is 'n sterk Frans. En die een klap my. Maar ek doen nog niks. En hulle sê vir my, hulle vat al my goed en hulle sê vir my, gaan sawe. En sy slaap vanaand tussen ons twee. En hulle sê uit. En die Eric Adams. Wat gaan in jou mind? Ja, ek draai die warmwaterkraan oop, hy is toe met die steam. En jy weet dat as iets gebeur, as ek moet kyk, jy gaan later in my getuienis hoor, wat 'n belangrike rol dit speel in my lewe gespeel. Ja. En hy speel is toegewasem en ek vier hy wasem af. En ek sê en hy speel, ja, gaan sy vir jou laat vrou maak. En ek loer die gat. Ek trek my nie uit nie. En hulle kom. En toe hy die deur, nou sy moet die deur ooptrek en ek moet oopstoot van binne af. Dis al die tronke se deure maak so oop. En toe hy trek, toe trap ek. En al twee daai nommers skakel ek uit. Maar op die einde van die dag wag die bewaarders daarvoor met die doel, wanneer gaan die ruimte breek? Wanneer gaan iets gebeur? Van Eric Adams moet vandag 'n sleg ding oorkom. Maar ek is deur dit en ek survive. Maar nou gebeur 'n gevaarlike ding. As jy jou hande vir 'n nommer gelig het in die tronk, dan word jy geklassifiseer as 'n sterk Frans. En dan is jy eintlik 'n skietbaan. Almal kan hulle enige nommer kan vir jou seermaak, van sy's onder die protection uit. Ja. En hulle sit vir my in 'n enkel sel. En ek kry 3 maaltye. Dis nog in die apartheidsjare. Toe die straf in die gevangenis anders as nou. Toe tronk. En terwyl ek in die enkel sel is, roep iemand my. Jy wat gekom het, wie's jy? En ek sê, ek gaan sommer maar nou een keer stryd kom. Ek is nou op punt nommer 1. Wat gebeur het gebeur. Ja. Ek kan dit nie omkeer. Ek sê, ek is equal rights is coming. Eric is my naam en ek is 'n American. Min te weet die persoon wat my roep, ken ek. Hy ken van my, het gehoor van my. Van hy is deel van die Americans, hy is van Mosselbaai Mafia. Hy's 'n Hollander, 27. En hy sê, nee my broer. Ek sê, my broer, is reg, moenie worry nie. Alles gaan reg kom. En jy weet Natasha, ek is vir die hele 24, so ek eet eers weer, na 48 uur kry ek weer iets om te eet. Ek is sonder kos, ek kry niks. En toe dit nou klaar is,
kom korrektiewe diens, die beamptes, hulle haal my uit. Nou wil hulle vir my in 'n jeugsel gaan sit. En ek dink, nee man, hoekom het hulle in die eerste plek vir my daar gesit? So ek moes eintlik hiertoe gekom het. Ja. En ek weier, en ek beklei weer in 'n jeugsel, en hulle sit my toe weer tussen die volwassenes. En 'n lang storie kort, toe besluit ek, wat myne is myne en niemand gaan vir my voorskryf in die tronkie. Ek kry direkte, ek gaan hof toe, ek kry straf. In 1992 word ek getransfer van Caledon af, Dwarsrivier toe. Ek join die nommer 26. En die eerste 2 weke van my as nommer, indoctrinate ek almal op my tronk. Die Here het my die gawe gegee om met mense te praat en mense luister en ek kan mense gou convince om te doen wat ek wil doen. En ek brand Dwarsrivier af. Ons brand die tronk af, ons brand die klere af, ons staan net in ons onderklere, niksie. En hulle identifiseer my, sy is die opstoker, sy is die een, en hulle transfer my Brandvlei toe. Sure. Brandvlei wil my nie hê nie, want hulle loop het al klaar, en hier's 'n gevangene wat. Hy, Wat moeilikheid maak. Ja. But I mean, ek is 'n agent of transformation. Ek glo aan, ek het geleer in die struggle, each one teach one. Yes. An injury to one is injury to all. So ek kom uit daai skool uit. En hulle hou my aan die Woestergevangenis. En ek weet dat as ek kry transfer en Helderstroom aanvaar my. En die dag toe ek op Helderstroom kom, ek kom in by die tronk. En ek kom in die seksiehoof, ek kom in 'n seksie en die seksiehoof sê my, wat hy my eens vra, my naam, van waar is ek sê ek is van Gerabou. Sorry, hy sê hier is baie Gerabouers hier. Maar jy sê, jou portret, glasportret, slot, dis niks gerecht. Toe weet ek al klaar, hier is ek in die jungle, hier is die reeltjie. Ja. En hulle sluit my toe in hierdie kamer. En hulle, nou, in die gevangenis het hulle die maaste op, dis wat hulle sluit en dan maak hulle double check, hulle sluit hom weer, nou so toe. En ek staan en wag vir die mense wat met my kom vra, wie is ek? Maar hier kom niemand. En het raak laat, hier kom niemand. En ek vind uit, nee, maar ek gaan maar nou in. En ek gaan in. En ek doen wat ek moet doen volgens die nommer en ek gaan vra, ek roep hulle. En hier staan 1, 2 en hulle sê maar, ou broer, hier, ons mag nie die nommer Sabela nie. As jy die nommer Sabela, dan sluit hulle jou toe. En sy word van almal jou voorrecht ontneem. En ek sê toe hy, maar het werk nie so nie. En hy sê al 'n nag, gaan ek oor en ek rand van die nommers aan, wat besluit het, hulle is klaar met die nommer. En hulle sluit my toe in die F-seksie, weer 'n enkelsel. En nou weet almal, dis Erik. Nou die mooiste van alles, as gevangenis is 'n plek, as hulle nou iemand doodgery het, in die Kaap, in Somme, as dit wel waar, dan weet die mense nog nie daar, weet die tronk, hulle nou iemand doodgery daar. So dat is nie 'n geheim aan die gevangenis. En wie die een is wat tronk toe gaan kom. Yes. En jy weet wat net as en soos ek in enkelsel lê, as ek in kettinge, die kettinge as van my hande af as ek vasgemaak, die my klere, die my voete met 'n gewig wat ek trek. En na tyd release hulle my. En die social workers het vir my gesê, meneer Erik, kyk hier, sy het matriek, sy het alles. Hoekom? Gaan sy so aan? Ek sê, maar by my gaan dit, ek is in die tronk. Nou, mense, ek het die tronk my huis gemaak. Natasha, ek het gevoel as ek uitkom, ek fit nie in die samelewing nie. My purpose is in die tronk. Van in die tronk kan ek my medegevangene, ek kan hom educate, miskien criminal-wise, of met die basic education waar ek kom. En my eerste discharge is 1994. Ek is 2-3 weke buite en ek gaan weer tronk toe. Ek het besluit, ek gaan die tronk my huis maak. Nou, wat die jong mense nie besef is, die nommer is iets anders. Soos dit as ek TikTok kyk en ek sien so hoe praat nommers, dan dink ek, nou Boeta, waar was sy toe ek in die gevangenis was? Sy kon nie waag
om te praat van die nommer nie. Van die nommer is 'n secret sect. En die nommer was nog nooit bedoel vir die kleurling nasie nie. Die nommer was die swart man se ding, waarmee hulle die wit man toegemaak het in die myne. En geunited om 'n resistance te gee teen die regime waaronder hulle gelewe het. En die nommer het outomaties gekom by die brein man. Nou die nommer is nie vir almal bedoel nie. Die dag toe ek 26 raak, toe sê hulle vir my, hier's hekke vir inkom, maar hier's hekke vir uitgaan nie. So ek het geweet ek is in 'n ding waar ek vasgevang is. En ek moes die nommer in 'n tronk van jou eie. In 'n tronk van jou eie. Ja. Is in die tronk, maar hier is nog dis nog weer in 'n ander tronk in. 100%. En wat belangrik is, soos ek het verstaan het, destyds toe ek by die nommer kom, sy sal nooit die bewaarders kan sê sy gaan môre huis toe. Dan sê die nommer, sy gaan nie huis toe nie. Want sy is gereed om huis toe te gaan nie. Ek kom uit daai era uit. Yes. So ek is weer tronk toe. En dan Erik kan ek gedink om dan wat gebeur daar as die nommer vir jou sê jy is nie gereed om uit te gaan nie, dan moet jy nogal 'n crime daar binne commit om nog daar binne te bly. Want jy moet nie uitgaan nie. Jy's nog nie gereed om uit te moet gaan nie. Van jou skool. Sy's nog nie gereed nie. En ja, en ek het die nommer bestudeer. Van ek het 'n liefde ontwikkel vir die nommer. Ja. En ek het die nommer bestudeer. En daar is baie van my broers, 26 broers buite tot ander nommers ook, wat vandag na hierdie opname gaan kyk en hulle gaan vir u sê, daai man wat daar praat, is iemand anders. U weet wat Natasha, ek gaan weer tronk toe, 1994, 3 weke buite. En ek het 'n lang straf. Ek kry 6 jaar in Strand en 5 jaar in Somerset. En ek gaan Portsmouth toe. Maximum. Dis die tyd van Pagat. Dis die tyd van die firm. Terwyl ek op Portsmouth Maximum is. Die regering maak geld wettig, so ja, die tronk is, daar's van alles in die tronk. Maar hier gebeur iets. Jy word gun geskiet in Portsmouth en jy word handgranaat gegooi in Portsmouth en ek is daar. En ek besef, dis mos die nommer. Dis mos jou ek besigheid ken. Hier skiet die mense dan nou gun. En hier gooi die mense handgranate. En ek is op by Maximum tot 1996, laat 96 word ek weer transfer Yellowstone toe. En ek kom op Yellowstone, Natasha. En dit is vir my so wonderbaarlik. Jy weet wat, die duiwel dink soms, I hate you. En ek kom op Yellowstone. En almal ken my. Ek het daai leadership, ek het daai in my in. En ek is seker so, tyd is alweer amper besig om uit te hardloop. Kan jy dit glo? Ja. Ons gaan volgende week weer verder praat met jou. Erik gaan sy storie verder vertel. Ek weet nie of jy gesien het, ek is so skrikkelik stil wanneer ek luister na Erik se storie. Soos hy sê, hy kan mense trek om na hom te luister. So dit is wat ek vandag doen, ek luister na sy storie. Erik, net kortliks, net om gou hier in te kom. Ons gaan volgende week gesels ons verder. Hou net hy punt net daar. Jy sê op 9-jarige ouderdom het jy begine rook, is ek reg? En op 12 het jy al Mandrix en alles daai. As ek dink na 'n 9-jarige kind nou, hoe en wat het daai tyd gebeur dat jy in daai dinge verval het? Ek moes my ouerhuis verlaat, ek moes na my pa se ouma gaan omsien in Genatendorp, toe ek so 10. Okay. Toe dat ek moet vriende, wat matriek is, was my vriende. En daar het ek dagga begin rook en toe ek terugkom Gerabou toe dit ek op net erger en erger geraak. Ja. So dis waar dinge vir jou begin skeefloop. Want ek sê altyd 'n mens jy hoor dit, maar as altyd iets wat daarna toe gelei het, nê? Dit gebeur nie net sommer oornag dat ons het besluit vandag vat ons 'n sigaret en ons rook nie. Iets moes daar gebeur het. Maar baie dankie vir jou wat ingeskakel was vandag. Baie dankie Erik. Ons is volgende week weer terug waar Erik sy storie verder gaan vertel en onthou moenie vergeet nie as jy nou nog nie 'n kopie het van Mense en Hul Stories nie, stuur gerus vir ons 'n boodskap. Gaan loer vir ons gerus op TikTok Mense en Hul Stories. Gaan loer
gerus na ons YouTube channel Women After God's Own Heart. Gaan kyk op ons Facebookblad Mense en Hul Stories en ook op my eie persoonlike Facebookblad Natasha Fick. Daar sal jy alles skryf wat besig is om te gebeur hier by Mense en Hul Stories. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Until volgende week, dieselfde tyd, selfde plek, gaan Erik sy storie vir ons verder deel. Baie dankie. Dankie Erik. Yes.